Kasai, welkom by vanoggend se vragmotor geselsie. Ons praat vanoggend bietjie artikel 235 en die VN se resolusie 1514. Nou, soos julle almal weet, daar's 'n uitnodiging van die Amerikaners dat die gelukkig die Afrikaners, en dit is my baie interessant, daar is nie baie boere wat waarvan ek weet, wel, geen boere waarvan ek weet wat dit wil doen nie. En daardeur sê ek nie dat as jy 'n boer is en jy is wel in 'n ander land en jy werk vir jou brood en jou botter, ek mik hierdie glad nie op jou nie. Jy voorsien vir jou familie en jou gesin, maar die beste van jou vermoë, daarvoor sê ek vir jou veels geluk. Maar die Afrikaners is welkom om te emigreer na 'n ander land as wat hulle wil. Dit maak dit inteendeel net vir die boervolk dan 'n bietjie makliker om die koring en die kaf van mekaar af te skei. En as jy dit vir finansiële redes doen, ek seker niemand neem jou kwaadlik vir dit nie. Almal moet doen wat hulle moet doen. Maar die boervolk bly, ons gaan nêrens heen nie. Hierdie is ons grond. Die Transvaal en die Vrystaat en die 21 ander republieke behoort aan die boervolk. En dit is ons erfregtelike grond. En jy kan dit slegs verloor as jy dit nie opneem. So, maak 'n punt daarvan om jouself te ontvoeg en om meer uit te vind rondom die ontvoogdingsproses. Ons het 'n klomp plekke waarop jy kan gaan kyk, van ons Facebookblad na Telegram. Daar's 'n klomp groepe waar jy inligting kan kry. Die lekker ding van Telegram is, jy kan na die vorige plasings gaan kyk op die video's, gaan dit na die lers toe, trek die lers en dan kan jy vir jouself sien waaroor daar al gepraat is. En as 'n lewendige man en 'n lewendige vrou, berus die onus op jou om seker te maak waaroor hierdie gaan. En om te gaan kyk, wat mis jy? Wat het jy dalk nie raak gesien nie? Waaroor is daar vir jou gejok? En daar is 'n legio goeders wat in jou keelgat afgedruk is, waarvan jy heel moontlik nie eens weet nie. So, berus jouself met kennis en maak seker dat jy weet waaroor die goed gaan. En as jy nie weet nie, vra. Hulle sê die enigste dom vraag is 'n vraag wat nie gevra is nie. So, gaan kyk bietjie, artikel 235, soos julle weet, is wat toepassing op volke, nie op nasies nie. En die VN se resolusie 1514 sê pertinent dat alle gesteelde grond moet terugbesorg word aan die regmatige erfgename. Nou 1960 het dit ongelukkig nie gebeur nie. Ons is daar in 'n uniewording ingeboender waar die Afrikaner alweer aan die voortou was en die boervolk het weer eens nie hulle grond teruggekry nie. En dit werk ongelukkig nou maar so. Dit kan jy maar gaan kyk deur die geskiedenis. Die rebellie van 1914 was maar gewees, weet, eenvoudig, kom ons maak die moeilikheidmakers, maak hulle dood en dan skrik die res weer en dan gaan hulle weer terug in hulle gate in. En dit kan ons seker maar ook gaan kyk met goed wat daar buite gebeur. Ag, die onlangste ding is seker maar die hele boeremag sage. Daai ding is van die begin af, van binne af beplan, nie van buite af nie. So, dit is so opgestel sodat jy die heeltyd onder die indruk moet bly, dat moenie jou kop uitsteek nie, moenie opstaan vir wat reg is nie. En opstaan is 'n relevante begrip. Ek hoor baie manne daar buite praat wat nou genoeg is genoeg en die ding waantoe ek sien waantoe jy mik is, jy is besig met 'n andersingsproses vir mense om dom goeders aan te vang. En nee my vriend, die boervolk het hulle les geleer. Ons doen nie dom goeders nie. Ons volg 'n papierproses en ons kan nie geklassifiseer word as terroriste nie, want ek volg die letter van die wet presies na. En ons doen wat regmatig reg is. Nou, dis ook 'n relevante begrip, want wette en statute is nie van toepassing op lewendige mans en vrouens nie. Maar as jy nog nie geklassifiseer is as 'n lewendige man of 'n lewendige vrou nie, kan jy nie aanspraak maak op daai entiteite en dit teenstaan nie. Want as ek jou in 'n hof daag vandag, dan gaan die heel eerstens vir jou vra, wie is jy? En die oomblik as jy jou Suid-Afrikaanse identifikasie wys, dan weet ons jy is deel van RSA wat 'n ingelyfde maatskappy